Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend ook in die huis van die Here. Dit is 'n voorreg om hier saam met julle te wees in hierdie oggend, om ook saam met julle die woord van die Here te kan oordink. Geliefdes, as voorsang gaan ons net so sit, dan sing ons saam Psalm 119. Psalm 119, daarvan vers 1 en 2, en ons gaan dit sing op die wysie van praat ek mense engele tale. Psalm 119 vers 1 en 2, en ons gaan dit sing terwyl ons net so bly sit. Geliefdes, ons gaan geleentheid gee vir stilgebed, en na die stilgebed gaan ons saam sing gesang 95, die Onse Vader as voorbereidingslied, en ons gaan dit staande doen, waarna jy staande kan bly vir die fotum en die seën. En na die seën gaan ons saam sing gesang 43. Gesang 43, daarvan die eerste en die 4de vers as loflied. Gesang 43 vers 1 en 4 as loflied na die fotum en die seën. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here in gebed. Amen.
Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Psalm 130. Psalm 130 daarvan die eerste en die tweede vers. Uit dieptes gaans verlore van redding ver vandaan, waar hoop se laaste spore in wanhoop my vergaan. Ons gaan sing Psalm 130 vers 1 en vers 2 na die wet, en dan kan jy ook die Psalm en Gesangeboek oopmaak by Gesang 84. Gesang 84, daarvan gaan ons sing die 11de vers na die belydenis van ons geloof. Gesang 84 vers 11 na die belydenis van ons geloof, en Psalm 130 vers 1 en 2 na die wet. Kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie.
Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Johannes 3 vanaf vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Aan elkeen daarom wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot die enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat die toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy in die sonde bly volhard. Geliefdes, Christus het gekom na die wêreld om die wet en die profete te vervul, maar dit nie te ontbind nie. En daarom eis hy steeds dat ons gehoorsaam moet leef aan die wet wat God aan ons gegee het. Maar deur sy genade weet ons dat hoewel ons kortskiet, ons steeds die ewige lewe in hom kan ontvang. En daarom kan ons geloof bly in hierdie oggend deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van hemel en aarde. En in die Here Jesus Christus, se eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 5. Matteus 5 en ons gaan lees vanaf vers 17. Matteus 5 en ons lees vanaf vers 17. Die opskrif is die bergpredikasie wat vervolg word en die vervulling van die wet en die profete. Ons gaan lees Matteus 5 vanaf vers 17 tot by vers 26. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat, as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. En elkeen wat vir sy broeder sê, raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawes na die altaar bring, en dat jou daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawes daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eers met jou broeder. En kom dan en bring jou gawe. Wees gou goedgesind teenoor jou teeparty, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teeparty jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom, voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, op hierdie oggend wil ons voor U stil word. Met harte van dankbaarheid. Dankbaarheid vir 'n wonderlike dag gister, waar ons vir U kon werk, waar ons U kon grootmaak in dit wat ons gedoen het, maar dat U ons ook weer vanoggend opgerig het, opgeroep het na U huis, waar ons ook nou U woord gaan oordink. Dankie vir die voorreg wat ons het om dit te mag doen, sonder dat ons vervolg word, sonder dat ons hoef te vrees vir ons lewe, dat ons U woord kan bestudeer. Maar ons vra dat U self nou met ons sal spreek. Spreek en verwyder die persoon van die prediker, spreek U met ons, want die diensknegt en dienskmaagd wil luister. En werk met die Gees in ons harte, dat ons ontvanklik sal wees vir die woord. En dat ons dit sal gaan leef, veral ook in hierdie week, met die oog op die nagmaal. Dat ons sal gaan voorberei, dat ons sal ondersoek, en as ons kom aansit by die tafel, dat ons waarlik gevoed sal word deur U. En maak dit rustig in ons. Maak ons ontvanklik. Ons bid dit alles self nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, kon
konflik is vir ons as mense niks snaaks nie. Partykeer gebeur daar net iets wat jou onmiddellik sommer vuur warm onder die kraag maak. Dit maak jou so kwaad en voordat jy kan keer, begin jy allerhande beledigings uit te laat en jy gaan te keer. Kom ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. Dalk het u vanoggend dit al teëgekom, daardie vervlakste minibus taxi drywers wat sommer so in die middel van die pad reg voor u stilhou. En dan word ons baie kwaad en ons wil vir hom presies sê wat ons van hom dink. Jou swaap. Waar het jy jou lisensie gekoop? Dis nog redelik kalm. Gewoonlik gebruik ons baie sterker, baie erger woorde. Of hoe voel ons nie as die munisipaliteit hier in die dorp nie hulle verantwoordelikhede teenoor ons nakom? As daai ligte in die middel van ons bekende seepies dalk die TV afgaan, die ligte is donker, daar's nie krag in ons huis nie. Of as daar nie water is die oomblik as ek die kraan oopdraai nie. En dan wil ons sommer munisipaliteit toe ry en daardie persoon verantwoordelik te lyf gaan, want hoe kan hulle nie vir ons die dienste gee waarvoor ons so duur betaal? Ons is almal tog te bekend met daardie gevoel. Daardie gevoel om kwaad te word. En dan is ons monde gewoonlik baie vinnig om te praat. Dalk is daar baie van u wat vanoggend ook iemand in die lewe het waaroor u so voel. 'n Persoon wat as hulle naam genoem word, sien u al klaar rooi. Dan wil u hulle al klaar invlieg, dan wil u hulle net sleg sê en beledig so ver as wat u gaan. En daarom is die nodige vraag wat ons vanoggend vir mekaar moet vra, hoe lyk ons verhouding met die mense rondom ons? Leef ek werklik Christus se liefde uit teenoor my naaste? Of is daar maar nog hierdie dinge wat tussen my en my medemens kom staan? Dalk is dit so erg dat jy nie meer beheer het daaroor nie. En met dit in gedagte moet ons dan uiteindelik vandag se teks bestudeer. Want Jesus is hier in die bergpredikasie besig om vir die mense te leer. Hy's besig om te preek oor die wet. Die onderhouding daarvan. Hy sê in vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat Jesus die wet nie ontbind nie, maar dit vervul? Dit beteken dat Christus gekom het. Hy het die wet in sy volheid onderhou. Hy het al die profeseë wat daar geprofeteer is oor hom vervul, maar hy het dit nie losgemaak. Daarom is ons as mens steeds onder die wet. Ons moet steeds daaraan gehoorsaam wees. Ons kan nie nou leef soos wat ons wil nie. Dis in vandag se lewe dalk een van die grootste misverstande wat ons as Christene het. Omdat Christus die wet vervul het, hoef ek dit nie meer te hou nie. En eintlik sê Jesus die teenoorgestelde. Ons moet die wet hou. Uit gehoorsaamheid, uit dankbaarheid moet ons sy wet nakom. En daarom gebruik Jesus daardie geleentheid juis om 'n klomp van die gebooie te herbevestig. Hier spesifiek kyk hy na die 6de gebod. Jy mag nie doodslaan nie. En as jy die lewe van 'n ander persoon neem, sê hy, sal jy voor die gereg kom. Jy sal verantwoordelikheid doen voor die gereg. En hierdie gereg is op 2 vlakke, want jy sal voor 'n wêreldse regsbank staan en verantwoordelik doen, maar uiteindelik sal jy voor die groter gereg kom as jy die dag voor die regterstoel van God staan. En ons sal die loon van die sonde dra. En geliefdes, dit is die eenvoudige verduideliking. Die maklikste, die een wat ons almal onmiddellik as jy die 6de gebod hoor aan dink. En as dit die hele 6de gebod is, dan is dit mos iets waaroor ons nie hoef bekommerd te wees nie.
Ons het nog nooit iemand doodgeslaan nie. Gelukkig is ek dan nie skuldig aan die 6de gebod nie. Gelukkig hoef ek nie voor die gereg van God te kom nie. Tog gaan Jesus verder. Want in vers 22 sê hy, maar ek sê vir julle dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg. Nou is daar baie van ons wat ons asem uitblaas. Sjoe, dankie tog, want ek het 'n rede om kwaad te wees. Ek het 'n rede om kwaad te wees vir daai taxi bestuurder wat voor my stilgehou het. Ek het 'n rede om kwaad te wees vir die munisipaliteit wat nie die dienste lewer waarvoor ek so duur betaal nie. Ek het 'n rede, gelukkig is ek nie skuldig nie. Gelukkig hoef ek nie voor die gereg te gaan staan nie. Maar dan gaan Jesus nog verder. Hy sê, en elkeen wat vir sy broeder sê, Raka, moet verantwoording doen voor die groot raad. Nou Raka is Arameese belediging gewees. En dit is gebruik om vir iemand te sê, hulle is niks werd. Hulle is 'n domkop, hulle het nie waarde nie. En dit tas 'n mens se karakter in die diepste aan. Jy sê vir daai persoon, hy het absoluut niks waarde in die samelewing nie. Hy's net daar, hy's leeg. Dis karaktermoord. Besig om die mens se karakter af te breek tot absoluut niks. En dan gaan hy nog verder, Jesus sê verder, en elkeen wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die hel se vuur. Nou begin ons ongemaklik te raak. Want as ek kwaad word, is my mond vinnig om te beledig. Dan is ek vinnig om sleg te sê. En jy moet besef, God het niks teen die feit dat ons kwaad word nie. God self was toornig. Hy het iets teen die sonde wat hierdie kwaad volg. Die manier hoe ek reageer wanneer ek kwaad is. In my dade, in my woorde en selfs my gedagtes. Want daardeur oortree ek die 6de gebod. Ek slaan my naaste dood deur dit wat ek sê en dit wat ek doen. En daarom word ons vanoggend met dit gekonfronteer. Ek sal moet begin let op die manier hoe ek reageer wanneer ek kwaad word. Ek sal my tong in toom moet hou wanneer die woede in my borrel. Ek sal moet versigtig wees wat ek sê en wat ek dink. Want uiteindelik sal ek onder die oordeel van God kom, en ons moet dit besef, dat hier word dit beskryf, dat die oordeel vir iemand wat met woord en gedagtes iemand doodslaan, dieselfde is as iemand wat fisies moord pleeg. Jy sal voor die gereg gaan staan. En daarom hoor die vermaaning, let op hoe jy reageer. Tog geliefdes, bring Jesus 'n ander hoek ook na vore oor die 6de gebod. Want lees ons in vers 23 en 24, as jy dan jou gawe na die altaar bring, en dit jou daarby val dat jou broeders iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe. Let op Jesus se woorde. Hy sê nie as jy iets teen jou broeder het, moet jy jou offer laat staan en eers gaan regmaak nie. Hy sê as jou broeder iets teen jou het, laat staan jou gawe en gaan versoen jou met hom. Dan kan jy terugkom en die offer bring. Nou dit klink vir ons as mens heel verkeerd. Want ek het mos nie iets teen my broer nie. Hy het iets teen my. Hy moet die saak met my kom regmaak. Hoekom moet ek my nou self tot op daai vlak vat om na hom toe te gaan? Dis ons redeneer. Tog geliefdes, dink net as God so geredeneer het. Dan sou ons almal in die hel se vuur rekenskap moes gee. Want ons het 'n saak teen God. Ons is ongehoorsaam teenoor hom.
ons sondig teenoor hom. Hy het nie 'n saak teenoor ons nie. En tog buig hy hom neer na ons toe. Hy stuur sy seun om mens te word, om aan die kruis tot die dood toe vir ons versoening te bewerk. Hy het met sy bloed, met sy liggaam vir ons betaal. Hy het hom na ons toe gebuig. Daarom verwag hy dieselfde van ons. Om na jou broeder te gaan wat die saak teen jou het en eers reg te gaan maak. Geliefdes, hoekom word dit in verband met die 6de gebod gebring? Want jy sien, daardie saak wat tussen jou en jou broeder is sielsdodend. Dit breek stukkie vir stukkie vir stukkie jou menswees af. Dit maak dat jy sielsdood word en jou broer sielsdood word. Jy is dus besig om moord te pleeg van jouself en van jou broeder. Daarom as jy nie reg maak nie, is jy skuldig aan die 6de gebod. Maar hoekom sê Jesus dat jy jou offer eers moet laat? Kan jy nie maar eers offer en dan gaan versoen nie? Jy is mos klaar by die altaar, hoekom moet jy nou alles laat staan en eers gaan regmaak? Jy sien, as jy dit eers die offer bring, dan gaan versoen, dan maak jy die offer tot niet. Want jy moet eers die sonde uit die weg ruim, voordat jy daarvoor kan gaan versoening doen. Jy moet eers jou lewe omdraai, voordat jy na die Here toe kan kom, en dis belangrik, veral met die oog op die nagmaal volgende Sondag. Want in die formulier lees ons, by die voorbereiding van die nagmaal, dat aangesien ons begeer om die seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat elkeen homself vooraf eerlik sal ondersoek, sodat hy nie 'n oordeel oor homself sal eet en drink nie. En hierdie ondersoek is geskoei op die sonde wat daar in ons lewens is. Die sonde wat ons deur woord en daad en gedagtes doen, dis ook die sonde van die oortreding van die 6de gebod. En as ek iets teen my broeder het, moet ek dit eers gaan regmaak, voordat ek na die tafel van die Here toe kan kom. Want as ek hom aansit en daar's nog iets tussen my en my broeder aan die gang, of as ek nog steeds besig is met hierdie wraakgierige gedagtes wanneer ek kwaad maak, dan maak ek die tafel van die Here goedkoop. Sodat uiteindelik as ek eet en drink, en die saak is nog nie reggemaak nie, dan eet en drink ek 'n oordeel oor myself. Daarom bied die nagmaal vir ons 'n besonderse geleentheid. Dit roep ons op om reg te maak. Maar geliefdes, dis nie net iets wat met nagmaal moet gebeur nie. Dis iets wat elke dag in ons lewens moet plaasvind. Ons moet elke dag gereed maak, want hoekom sal dit nou eendag die rede wees dat ons nie by die bruilofsmaaltyd van Christus sal aansit nie? Daarom as jy kwaad word, waak teen die woorde. Wees versigtig wat jy sê en dink. En gaan maak die saak reg met u broeder. Want waarom sal ons 'n oordeel oor onsself eet en drink? Mag die Heilige Gees ons ook daartoe help en lei. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie dat U neergebuig het na ons toe. En dat U die saak met ons kom regmaak het deur U eie seun te gee as losprys. Dat hy deur sy liggaam wat gebreek is, sy bloed wat gevloei het, die versoening gedoen het, sodat ons weer in verhouding met U kan staan. Here, gee dat ons ook sal leef soos kinders van U. Dat ons U wet sal gehoorsaam. Dat ons sal leef soos wat U van ons vra, en Here, waar ons vandag spesifiek gedink het aan die 6de gebod, dat ons
sal kyk na hoe ons optree teenoor die mense rondom ons. Dat ons hulle nie met ons woorde of ons dade of selfs ons gedagtes sal doodslaan nie. Maar Here, lei ons in hierdie week waar ons besig is om voor te berei vir U nagmaalstafel. Waar ons ook die ondersoek moet doen in ons eie lewens en gaan regmaak, sodat ons nie 'n oordeel sal eet en drink oor onsself nie. Here, lei ons dat ons U sal soek en sal verheerlik in dit alles. Maar dankie dat ons weet, ons hoef dit nie alleen te doen nie. Dankie dat ons weet die Heilige Gees werk in ons en dat hy ons stuur en rig en lei daarin. Here, gee ons daarom die krag deur die Gees wat in ons woon, om elke dag meer en meer U wet gehoorsaam te word. Daarom bid ons al die dinge nie in onsself nie, maar alleen in die naam van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam Gesang 57. Gesang 57 en ons gaan sing die eerste, die tweede, die vierde en die 5de vers. Gods wet vra al ons liefde vir hom ons God en Heer en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Ons gaan saam sing Gesang 57 daarvan vers 1, 2, 4 en 5. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee nou geleentheid vir die opneem van die offergawes.
Geliefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. In ons voorbidding dink ons aan ons gemeente en aan ons lidmate, besonders ook in die week in die voorbereiding tot die nagmaal, dink ons ook aan ons almal. En dan met dit gesê, ons nagmaal komende Sondag is 7:45. Ons skuif om 15 minute vroeër, ek sal dit weer op die groepe sit, maar dis net vir Tannie Ronel wat nog hervormers toe moet gaan, dat daar genoeg tyd is vir die nagmaal, dat ons nie sonder orgelis hoef te sing aan die einde nie. So ons gaan 7:45 dan nagmaal hê volgende Sondag. Tannie Ronel, in daai verband ook dankie, dat Tannie altyd bereid is om ons te help, en saam met ons te sing, en saam met ons die dienste by te woon. Is altyd lekker as Tannie hier is, en ook vir ons speel, ons waardeer dit baie. Geliefdes, nog verder ons voorbidding, ons dink aan Tannie Lientjie Kotse. Sy was die week wat verby is nou vir die kameraitjie en hulle die uitslae gekry. Sy was gister hier gewees, dit was lekker om haar te sien. Dit gaan maar nog nie baie goed nie. Dink maar nog in haar gebed, in julle gebed daarna asseblief. Ons glo dat hulle ook nou in 'n rigting staan van behandeling wat sal help, maar ons dink nog aan haar. Dan dink ons ook in ons gebede nog aan oom Dirk. Hy gaan hierdie week, ek is nie seker of dit môre of Dinsdag is, vir die 3 maande môre. Hy gaan môre vir die 3 maande ondersoek na die operasie. Ons dink aan hom en ons glo dit sal ook 'n goeie besoek wees en dat dit positief sal wees na alles. Dan dink ons ook aan oom Bing Meyer se familie met die afsterwe van oom Bing hierdie week wat verby is Woensdagoggend. Sy begrafnisreëlings, hy word Dinsdag begrawe. 9:30 is die ter aarde bestelling by Ferndale in Maretsani, en dan 12 uur is die diens vanuit die hervormde kerk hier in Delareyville. So as u die diens wil bywoon, is 12 uur by die hervormers. Dan geliefdes, nou kan ek nie onthou of ek die synode genoem het nie. Ons doen voorbereiding vir die synode. Ons ry volgende Sondag na die erediens, hierso ry ons, of na die tweede erediens ry ek seker Pretoria toe, vir 'n weeklange vergadering met die synode. Dink asseblief aan ons, en dink aan die voorbereiding wat ook daar ingaan. Is ek en oom Dani en oom Bennett wat gaan. Dis 'n lang week, maar ons glo ook die Here se genade sal daar oor ons wees met al die besluite wat geneem moet word. Dan geliefdes, kan u my of die kerkraad kontak vir huisbesoek buite die normaal. Susters Aksie Blomme en Teebeerd vir Augustus is week 3. Ons nooi almal saam om vanoggend nog saam met ons 'n koppie koffie te kom drink. Ek weet daar was koeke oor gewees gister. As iemand die koeke wil koop, is hy welkom, maar anders dink ek kan ons dalk daai koek wat oor is sny vir saam met die koffie. Ek weet nie hoe u voel nie, maar ek dink ons het hard gewerk gister, en ek dink ons kan onsself ook so 'n bietjie beloon daardeur. So ek dink ons moet 'n lekker stukkie koek saam met die koffie gaan eet vanoggend. Verbondsonderrig is geen boeke, boodskapper vir Julie en Augustus is in die saal beskikbaar, en dan verjaarsdag die komende week, Saterdag die 29ste Augustus, is oom Bennett Snyman. Sê vir oom Bennett baie geluk met sy verjaarsdag, mag dit 'n baie mooi en 'n geseënde dag en nuwe jaar vir oom wees. Dan geliefdes, het ek die afkondiging oor die bazaar spesifiek gelos tot laaste, want ek hou nie daarvan om daaroor te lees nie, so ek wil uit my hart uit met u praat daaroor. Ek wil dankie sê vir elkeen van u. En dis altyd hierdie tyd van die jaar wat ek bewoor raak en baie emosioneel raak, want as 'n mens kyk na 'n dag soos gister, dan beleef 'n mens die liefde van Christus in 'n gemeente. Mens beleef hoe ons saamwerk, saam staan, en hoe ons, nadat ons gisteroggend gesê het, laat hy verheerlik word deur ons woorde, hoe hy groot gemaak is deur 'n dag soos dit. Dankie vir elkeen wat gewerk het, dankie vir elkeen wat bygedra het, dankie vir elkeen wat tyd afgestaan het en moeite gedoen het om hier te wees. Dit word waardeer. En 'n dag soos dit word nie net gemeet aan rand en sent nie. Dit word gemeet aan die samesyn, die liefde. Dit word gemeet aan 'n klomp ander goed. Maar uiteindelik is dit 'n fondsinsameling met die doel om die kerk van Christus in stand te hou. En Tannie Anel het gisteraand vir my 'n boodskap gestuur, en ek het gedog ek sien eers verkeerd toe ek sien hoeveel ingekom het. En ons staan net onder die 89.000 wat ingekom het gister. 89.624 as ek reg is. Nou daarvan is daar nog bietjie aftrekkings, daar moet nog van die vleis betaal word, daar moet nog van die koeldranke betaal word.
So dit gaan nog so 'n bietjie afkom. Maar dit is 'n goeie bedrag. Ons is so dankbaar daarvoor. Soos ons sê, daar is nog 'n paar uitgawes. Ons sal die finale wins seker volgende week of so vir ons kan deur hê. As daar nog iemand is wat voel hulle wil 'n deel van die vleis nog skenk of die koeldrank of so, praat met Tanya nou. Daar kan ons die bedrag druk tot op 100 000. Dit sal wonderlik wees. Maar as ons nie daar kom nie, ons is dankbaar vir dit wat ons het. Ons is dankbaar vir elkeen se bydrae. So kom ons gaan kuier saam. Kom ons gaan eet daai koek saam. Kom ons gaan geniet die dag. Gaan rus lekker en sterkte vir die week wat voorlê. Mag die Here u gebruik ook daar waar u gaan. Baie dankie.